Welkom by Conversations That Matters. My naam is Charlene Elliott en vandag gesels ek met 'n ongelooflike vrou. 'n Vrou wat deur diep waters is. Sy is letterlik van seer na seën. Gerien de Wet, baie welkom by Conversations That Matters. Dankie vir die uitnodiging. Dis 'n Ek groot waardeer dit. Dis 'n groot plesier, Gerien. Ons paai het nou al 'n taamlike draai gemaak en ons ken mekaar nie net as vandag as hier so waar ons sit nie, maar ons ken ook mekaar as vriendinne. So ek ken wie jy is, maar ek wil hê jy moet vir die mense vertel, waar kom jy vandaan? Waar het jy groot geraak? So my kom vandaan is van die Bellville. Ek's 'n kind van die suid, Bellville suid. As julle die storie wat viral gegaan het op social media van die, ek noem dit nou van die vrou wat haar suster onhoof het. Ek het in daai straat groot geword Sjoe. as 'n baba en tot toddler years en toe trek ons net paar strate vorentoe na Kosmosstraat toe in die Bellville. So ja. Waar het jy skool gegaan? Waar het jy laerskool en waar was jou hoërskoolloopbaan? My laerskool was Goeie Hoop Primêr. En dan my hoërskool was Bellville Suid Sekondêr. Okay. Het jy enige broers of susters? Ja, ons is 6. Ons is maar 'n mengelmoes, kom van oral af. Ja, soos ek altyd sê, ons is 4 paas, maar ons is eie groot gemaak. Okay. Maar al het ons is eie deur my ouma groot gemaak op 'n latere stadium in ons lewe. Okay. Maar ons was genoem die kinders van die stelsel. So ons het onder die welfare system geval. Okay. So die een het hier gebly, daai ene daar gebly en my ma was nie altyd tot haar volle kapasiteit om na ons te kyk nie. So sy het in Atlantis gebly. Okay. Ja. En jou pa? Waar was jou pa? Dat gaan ons nou definitief sê, my spermdonor. Ja, so hy is in Otis River. Ja, so hy was nooit betrokke. Hy was betrokke in die begin. Ek weet nie regtig hoe hy lyk nie. Okay. Tot vandag toe. Ek het hom een keer gesien in my lewe, maar ja, hy het homself laat dictate. Okay. Laat ek dit so sê. My ma was sy groot liefde, Okay. maar sy was 'n bietjie van 'n losklos. Okay. Sy wil nie net gesettel het, hy wou gesettel het en ek is sy oudste kind van, ons is 5, as 4 broers en dan ek is die oudste een. Maar sy vrou nooit vir my aanvaar in die prentjie nie. Sure. So, toe eindig ons paai seker op 12 jaar oud, maar hy was altyd die stem agter die foon. Okay. Ja. Gerien, vertel vir my 'n bietjie, hoe was jou verhouding met jou ma? Vertel vir my 'n bietjie jou verhouding met jou ma. Hoe was julle twee se verhouding? Stormagtig. In watter opsig? Soos ek sê, my ma het haar eie trauma gegaan. En my ouma het vir my gesteel van my ma af. Toe ek 3 maande oud was. Want ek was die oudste kleinkind en my ouma wou nie gehad het ek moet waar my ma gebly het op daai tyd. Die mense het nie goed na my gekyk nie. Hulle was baie onnet. Ek het al vele kere by die dood omgedraai as 'n baba. Sure. En my ma was dans in, dans uit, dien toe, soen toe. Maar sy het haar struggles gehad. Ek kan nie baie van haar praat nie. Ek ken net die persoon wat nie haarself kon hanteer nie. Okay. Maar ja, dat is iets van haar wat vir my baie uitgestaan het. Wat ek baie sê, ek het sekere traits van haar, want ek lyk soos sy. En dit is, sy was 'n welder. Sy het vir 'n company gewerk wat op busse gewerk het. Sy was goed in wat sy doen, maar sy was nie goed in na self kyk. Okay, selfsorg. Selfsorg. En sy het ook motorbike gery en daai. En ek het dieselfde gedoen, want toe my een tante my sien, toe hoor ek net, jy's net jou ma. Al jou ma se traits en daai.
but haar selfsorg en om te kyk na haar mental side was haar weakness. Okay. En sy het altyd ingegee tot 'n nog 'n verhouding, 'n nog 'n verhouding. En het elke verhouding het daar 'n saadjie geplant gewees. En dis waar die 6 kinders 4 paas vandaan kom. Ja. En sê vir my, dit is nou net vir my interessant, julle is nou wel 4 paas, of kom ons sê 4 kinders uit verskillende paas uit, maar het julle almal nog kontak met mekaar in 'n mate? Okay, so my 2 broers, die oudstes, ek is die oudste, maar die 2 oudste broers, ons het kontak met mekaar. My suster is 9 jaar jonger as ek. Ons is net 2 susters. Ons het soort van kontak. Ons noem dit maar soort van. En dan my jongste broers, daar was kontak. Hulle was in my pleegsorg geplaas na my ma se moord. Toe word my suster in my pleegsorg geplaas op die ouderdom van 23. Toe is sy 13 jaar oud. En my broer was in aanneming gewees by 'n ander koppel, toe sterf hulle. En hy was dink 14, 15, toe word hy ook in my sorg geplaas. Verkeerde tyd in my lewe. Hoe oud was jy? 23. 23 jaar Met oud. tieners. En jy die verantwoordelikheid van tieners. En jy het nou gepraat van jou ma se moord. Vat ons 'n bietjie soontoe. Wat het daar gebeur? Wow. Dat het 1 November 1995 plaasgevind. Ek was 23. Ja. Ek was nog getroud met my dogter se pa. Jonk getrou. En toe kom ek klop aan die deur, die my toeskoonma. En jou ma is vermoor. Net dit. Net so. Sjoe. Okay, sy was Koud. Ja, sy is 'n goeie mens, maar koud. En toe sit nou net jou ma is vermoor. Toe bly sy my hulle pak. En my kinders is 3 en 5 jaar oud. En my suster bly ook by my. En ons gaan toe deur Bellville toe. Sy is in Bellville sy het vermoor in Kiberoestraat. En sy is vermoor deur 7 mense. Sjoe. Sy was 11, 12 keer verkragt. Herhaaldelike meswonde aan haar lyf. Sy was geskend, sy was met 'n skeermeslemmetjie opgekerf. Haar gesig met 'n menorah blyd. Het my jare gevat om dit te gaan lees. Dit is nou nie so explicit nie, maar ek het gesorg dat ek in die hof gaan sit en hulle daar gevat en haar gekerf en my. Ek kon nie verstaan tot 'n verdagte hoekom my ooms toegelaat het ook daar 'n open casket is by die begrafnis. Ja. Want die watte was hier om tyd het dit maar nog rou. Die mense het nie soveel care gevat in die begrafnis. Ja. En in die liefde van die familie en dit. En dit was 'n kusse daar in die huis gestaan. Hier se gesny, hier se gekerf daar. En die watte is hier. My broer van die see af wat by haar gebly het. Hy is omtrent so 18 jaar oud gewees. Baie goed gedoen op die see en hy kom van die see af en die dag met die begrafnis sal ek nooit vergeet, uit die watte gevat en dit afgehaal. En hy het daar gestaan en kyk, aanhoudelik. My ander broer, hy was 17, hulle is 'n jaar en 6 maande uitmekaar het. Hy het in die huis, in die flat gestaan, in 'n council flat. Het hy gestaan waar my ma vermoor was en hy het gesien die bloed en alles. Sjoe. En daai broer van my het vir my gesê op my kind se dood, toe gee 6 jaar terug, yes. Toe sê hy vir my 6 jaar terug, en hy staan by die boom en Lindsay het net 'n aand gesterf, en hy sê vir my, ek het in hy kamer gestaan, ek het die bloed gesien,
ek het gesien hoe lê mami daar so. Opgekerf, opgesny. Ek vra van hoe het jy dit al die jare gehanteer? Maar ongelukkig het jy dit vir my op 'n verkeerde tyd gesê. Natuurlik. Want ek moes vir Lindsay se dood verwerk. Ja. Maar is seker net om te sê, ek voel dit saam met jou. Ja. Hy is saam met jou, hy ervaar wat jy nou ervaar het. Gerien, jy het gesê, jy was 23, jy was getroud daai tyd. Jy het 2 kinders, dit is nou Lindsay en Chanel. 2 dogters. Maar jy's ook intussen toe natuurlik nou geskei, jy's weer getroud. Ja, julle paar jare later. Ja, is jy weer getroud. Vat ons 'n bietjie daardeur. Na die egskeiding, ja. Die egskeiding het gekos na, het was 10 jaar se swerf. Sy heen en weer uit sakke uit leef, op mense se gronde slaap, om niks te hê, absoluut niks. Om R250 'n week te verdien, om net broodgeld te maak, of die R100 om die stukkie grond wat jy op slaap te betaal. So het dit gegaan vir 10 jaar. En ek het dit neergeskryf, ek is verskriklik lief vir skryf. Ek het by 33 verskillende plekke gebly in 10 jaar. En daar was tyd wat ek my kinders vir 'n hele jaar gesien het. Waar was hulle? Hulle was in die sorg van hulle pa. Dinge was maar nog baie rou tussen ons en hy kon nie my seer verstaan het nie. En ja, dat is het maar daar laat. Hy kon homself nie indink nie. En ek kon dit nie verwerk nie op die stadium, want ons familie was maar redelik oud. Hulle is actually tot op vandag toe nog so. Soos nie man het mekaar gegroet het en so nie. Okay. So hy was die type huis, so met my, daar was nie 'n support system nie. So dit is waar die sweer waar hy gekom het en die dit en die familie wat ek kan sê, ek is lief vir jou, ek gee om, ek weet, ek sta vir jou nie so. So it was a very, very lonely road. Sure. En my ex-man moes die kinders vat, want ek het die stabiliteit gehad, en ek het die decision self gemaak. Ek kon nie vir hulle gee wat hy nie. Hy het die stabiliteit gehad, hy het genoegsame geld gehad, sy ma en as hulle was allemaal daar. En ek kon nie selfsugtig wees nie, towards my kinders nie. Natuurlijk, ek dink elke ma wil net die beste vir haar kinders hê aan die einde, al maak het hoe seer aan die einde van die dag. Ek meen, dit moet vir jou as ma so baie gevat het om te sê, weet jy wat, julle moet nou by julle pa bly. Want jy is letterlik soos 'n swerwer gewees. Jy was 'n traveler wat jy nie geweet het waartoe gaan jy nie. Waar maak ek vanaand my oë oop? Waar slaap ek? Waar kry ek my volgende stukkie kos vandaan nie? So ek kan maar net indink hoe ongelooflik moeilik dit vir jou moes wees. Maar het hy goed gekyk na die 2 dogters? Hy is finansiëel en hy het nie vir hulle neglect in daardie manier. En hulle behoeftes en dit. Maar hy is 'n goeie pa, maar daar het 'n stryd gekom in die tyd dat soos, hoe kan ek sê, hy het nie vir my verstaan nie. Ja. Punt. Ek wil nie baie ingaan in die gedeelte nie, maar hy het nie, vandag is ons vriende. Vandag is ons, vandag is ons respekteer mekaar en dit. Maar het 'n baie lang pad gevat. Het gekos die dood van Lindsay vir hom om vir my verskoning te vra. Sure. Op die dag voor sy begrawe word, 13 Junie 2020, die dag voor haar begrafenis, of die 12de, toe sê hy vir my, kom na my toe en my man, wat ek nou mee getroud is, en hy sê vir my, hy sê vir my man dat ek
ek was nog altyd lief vir Gerien. En sy moet vir my vergewe. Die manier hoe ek haar behandel het. Sodat ek het baie beteken. Natuurlik. Maar ook, ek sê elke keer, ek weet nie hoe ek het allemaal tye gekies om dinge vir my te sê, wanneer dit die rouste is. Want my fokus was, my dogter het Precies. gesterf. Dus ek het nie nou tyd hiervoor nie. It's too much. Ja, ek fokus nou Ja. op dit wat nou plaasgevind het. En nou kom julle, nou vra julle vergifnis. En ek is nie hier om nou vir jou vergifnis te gee nie, want ek is besig om te rou. Ek is besig om te rou oor my dogter. So ek moes dit doen. Ek moes toe vergewe, ek moes toe luister. Op tye wat baie moeilik was. Ek weet, daar's nog iemand in my lewe wat nog iets gesê en doen het op dieselfde tyd wat hulle het Lindsay se dood gekies. Kom ons Dink toets. jy nie, Lindsay, het die mense bymekaar gebring? Nou sy het, nee. Sy het hulle bymekaar gebring om daai haar dood het mense bymekaar gebring om vergifnis te vra vir jou, om te sê ek is jammer vir dit wat ek aan jou gedoen het. Maar ek ken ook vir Lindsay en ek ken haar persoonlikheid. En as ek nou terugdink aan die heel eerste keer wat ek vir Lindsay ontmoet het, die borrelende persoon. Ek sal nooit vergeet, ek het haar by aan Sunfield Homes ontmoet. Ek sal nooit vergeet hoe borrelend 'n kind was sy gewees nie. En as jy in 'n vertrek ingestap het, dan het jy haar presence gevoel. Jy het geweet Lindsay is daar. So ek dink 'n mens wil nie dit eintlik so sê nie, maar ek dink Lindsay het op 'n manier daai mense nader gebring aan 'n mens. Kan ek vir jou, kan ek dit vir jou, hoe noem jy dit nou? Ja. Maak. Ja. Lindsay was die kind, al die jare, in die tyd wat sy op die aarde gedwel het. Sy het van my in uncomfortable posisies gesit. Dan doen ek dit maar. Sy, daar was mos haar pa het weer getrou. Ja. Nee, en toe was daar nie 'n goeie verhouding tussen die drie van ons. En as ek nou moet gaan, vandag is 'n goeie verhouding, dat ek dit herstel. Maar Lindsay het gesorg dat ek daar is. No, mommy, my mommy must be there. Dit was Lindsay. Ek wil nie daar wees nie. Ek het nie 'n goeie verhouding met julle tannie op daai tyd in my lewe nie. But it's my mommy. As by die skool gewees het en ek het haar gaan haal of iets of sy in haar pa se kie. There's my mommy coming. There's my real mommy coming. That was Lindsay. So Ja. sy het altyd gesorg dat sy het my baie gechallenge. In uitdagende situasies gekom waar okay, nou moet ek saam met die mense wees en ek wil nie saam met julle wees nie. So 'n bietjie uit jou comfort zone She uit. always did it. Ja. She always tried to make peace. Sy het altyd getry om te Peacemaker. mend. En sy het altyd getry om relationships te mend, the best out of people. Is baie karaktertrekke wat ons almal het, maar sy was verskriklik sterk aan. Ja. So dis wat hy, toe haar dood plaasvind, toe kom hier confessions van nowhere af. You know, Ja. my ex-man het vir my na 25 jaar ekskuus kom vra. Na 25 jaar het hy vir my man het vir hom so gekyk. Maar okay. My man het hom net gekyk en gesê, als reg te drink, hulle nou 'n shot whisky. Ja, sy. You know? Erin, vat my gou 'n bietjie terug na jou egskeiding, hele paar jaar later ontmoet jy vir Vincent. Dis jou huidige man. Vertel ons 'n bietjie hoe het julle ontmoet? Okay, ek het weggehardloop uit die Kaap uit. Ek kon dit nie meer hanteer het nie, na die swerwery. Ek was baie keer aangerand. Deur kinder wat my familie nie van geweet het nie. As 'n kind van 5 jaar oud herhaaldelik het ek deur verkrachting gegaan. Want my ouma is die militêre oumas gewees. Kort, dik, maar karate kicks soos Jackie Chan en Bruce Lee. Sy het dit vir jou gedoen in die pad.
So, daar was nie 'n veilige plek. As iets verkeerd gegaan het. Nou as ek op vakansie gaan met daai oom, nou drink hulle en dan daai oom se vriend, nee kom, ek vat vir jou strand toe en kom ons ry perdjie op my perdjie, sulke goed. En en daar het net te veel dinge gebeur. Die sekere was so seer. Ek het die man gehaat nie. En ek het op 'n grond gelê in my tannie se lounge met 2 dik kussings, maar die kussings is baie dikker, is so dun, met 'n jacket aan en 'n vaal tronkelbers. Hulle noem dit mos die tronkelberse. Met 'n gat in die tronkelbers. Almal slaap lekker in hulle kamers. Ek slaap en ek bid en ek sê, Here, help my. Maar die aand vra ek die Here, help my, maar ek het gewoon net 'n request. En 'n request en sê ek vir die Here, stuur vir my 2 engele in die vorm van mens, wat vir my aan kan vat en vir my kan help. Sure. Want- Hoe oud was jy toe? Wow, ek was ek seker 32 of 31. Okay. Want my eie familie het my nie lekker behandel nie. Het was taaf. Toe besluit ek pak alles op. My sak wat ek gehad het en ek kom Wellington toe. En ek kom bly by my broer. Ek en hy het 'n goeie verhouding gehad. Tot op vandag toe. En Vincent is my broer se vriend gewees. Oh, wow. En destyds toe, ek is 'n werkspeet, ek hou van werk. En ek het in die houtbedryf gewerk. So ek het in die sanding en die spray en ek het in die dispatch gewerk en ek kan lessenare gedra het en tops en aan 'n mansbedryf het ek baie goed gevaar. En dis waar ek, my broer is ook in die houtbedryf. En ons werkte by die huis en ons maak tavern benches en dit. En dan moet ek vir Vincent, sy suster en sy ander broer en die tipe, hy was interested in my stories. Oh, wow. Ja, en tyd toe like ek soos, hy het vir my genoem die Toothless Fairy. Ek het so, ja, ek was redelik oorgewig, ek het depressief gelyk. 4 voortande uit wat ek van gehou het nie. En ek sit daar so en ek het nog 'n foto waar ek sit met skouers is gepakkend en klaar met die lewe. So lyk ek. Ja. Nie dat ek klaar is met die lewe nie. Ja. Ek het nooit 'n need gehad om te exit oor my kinders. Anyway, en ek kon al die huis, masjiene werk, die saagmasjiene en dit. En dan werk ons en dit, wat. En toe bou daar 'n vriendskap. Ons was lief vir mekaar uit te dag. Bergklim, hardloop af van die berge af, so. En toe raak die Toothless Fairy 'n swaantjie so langs die pad. Toe groei die hare nou weer en ja, maar in elk geval. Tyd het verby gegaan en toe sê Vincent een keer toe het daar dinge nie lekker gegaan. Voor met waar ek gebly het toe. Die dag toe sê hy vir my, kom bly by ons en ek sal vir jou wys hoe moet jy behandel word. Oh, wow. En hy dit. Sure. Is 20 jaar later, hy wys my nou nog hoe moet ek behandel word. Sê gou vir my, hoe lank het jy gevat om daai besluit te aanvaar? Hy het nou vir jou gesê, kom bly by ons. Ek sal vir jou wys hoe jy behandel moet word. Was dit 'n onmiddellike besluit of het jy net eers gesê, wag, gee my kans om te dink? Nee, daar was hy, ek was... Het jy opgepak Hoe en kan ek gegaan? sê, daar was my vorige skoonsister, sy is nie meer in ons familie nie, en
die verhouding tussen my broer en my was 'n baie sterk band geweest. Tot op vandag toe ons praat ure, Okay. you know. Maar sy kon dit nie regtig, I don't know, at that time, sy was veel eisend. Okay. Op ander maniere, op materialistische goed en dit. En whatever daar gebeur het, die situasie, maar toe ek hier 'n plek gehad om te bly, nie, toe kom Vincent en sê, ek sal vir jou wys. Okay. En onmiddellik, ek het nie 'n keuse gehad nie. Toe stap ek daar in, maar ek moet dit noem, sy ma het gesê, want sy is die jongste, sy ma het gesê, toe ek daar instap, die oudste broer is off limits. Okay. Sy het vergeet om te sê die jongste broer is off limits. Ja. Gerien, hoe het Vincent jou 2 dogters aanvaar? Onmiddellik. Ek het 'n journal voor ek vir Vincent ontmoet het. En die mislukte verhoudings en die seer kry en alles. En dan loop jy maar na jou papier toe en jy skryf en jy praat met die Here of whatever. Nou as ek wil, ek bid baie kort gebede. Ek sê altyd sê Here asseblief help my of Here asseblief maak seker dat ek my kinders die naweek sien Here. Nou as die Here antwoord dan sê ek thanks Here, thanks. You know, dit is my verhouding. Toe skryf ek die dag, want ek kan nie lang bid. Ek werk op die stukkie ding wat nou daar is. Toe skryf vat ek 'n journal en ek skryf 3 blaaie vol. En ek vra vir die Here, wat ek soek in 'n man. Oor my kinders, oor alles. 'n God-fearing man. 'n man wat my kinders soos sy eie gaan hanteer. And I got all that and more. Oh, wow. Hy het gehelp dat hulle studeer. Elke tree wat hulle vat. My een dogter wat nou vertrek Nederland toe. Haar verhouding met Vincent sy was baie kompleks. Al het vir haar genoem die black and white TV en dan sy was die color TV. Sy was nie transparant nie. Sy gaan nog weer so kyk en okay. Maybe. Ja. Nou Lindsay, jy weet hoe was Lindsay. Ja. So, ja, Chanel het onmiddellik Vincent het vir haar verstaan. Maar omdat sy ook 'n tegniese tipe brein het en hy is ook in daai veld, maar hy kon vir haar guide, hy kon vir haar goed beter verduidelik as wat ek of haar pa kon verduidelik. Sure. So die koneksie was net, die 2 se koneksie was net ongelooflik. Ja. Gerien, jy het nou getrou, jy het nou die 2 dogters, wat hy nou deel is, maar Vincent wou so graag nog 'n kind gehad het. Nog dit ook. Ja, vertel ons, vat ons 'n bietjie daar, want ek weet dit is 'n baie interessante storie. 'n hartseer storie, maar ook 'n interessante storie. Van hoe alles begin het, die swangerskappe. Okay. Ons het eers 4 jaar 'n skelmverhouding gehad. Nee, en omdat daar 'n groot ouderdomsverskil is. En as 'n mens julle tog vandag sien, sal jy dit nooit sê nie. Ja. Maar die conversation was nog altyd destyds tot nou toe. Ons kan vir ure gesels. Ja. So 2010 trou is, maar voor ons trou vra hy vir my dat hy sal graag dat ons 'n kind moet saam het. Op daai tyd toe ek gesteriliseer. Maar na Lindsay toe ek myself wat steriliseer. En toe sê hy, nee, dan moet ons uitvind hoe gaan die journey werk. Okay, toe vind ons uit. En lang storie kort, daar was 'n sterilisasie, reversal, wat ongelukkig gefaal het. Want is 'n baie delikate operasie. Maar toe ek verwys na 'n IVF specialist. En Dr. Thabo Matasing. Ek is baie proud om my naam te noem.
En vir 5 jaar het ek Tygerberg in en uit. Vincent werk op die see. So sy spermselle was gevries en ek het maar altyd gegaan vir implants en die en dan die. En daar was een miscarriage op my 40ste verjaarsdag. Sure. In die hospitaal, en ja, ek het 40 geword, toe het ek 'n miscarriage. Toe, voor die was het 'n chemical pregnancy, na die, toe is het die laaste 3 embryo's wat gevries was, wat ingeplant word, en is gevries op in nitrogen oxide, letterlik in 'n naald, is 'n embryo. En die rate van die ek moet dit nou noem, because die rate van 'n fresh embryo is higher as die rate van 'n frozen embryo. Okay. So, toe sit die laaste 3 embryos en is frozen. En Dr. Tabo sê vir my, it's your time. En Vincent luckily is hier gewees, en hy kry 'n woord by iemand wat sê, die Here this one waited 40 years. Die Here het 40 dae gevas en he got such a message from someone. Hy dag toe die implant plaasvind. So is jou tyd. En Dr. Tabo sê ook, it's your time. En nadat toe kom Vito uit, en is 10 jaar later. Yes, sê, nee. Ek onthou ook, jy het my vertel, wat die dokter vir jou gesê het, you need to believe this. Yes. Jy moet dit glo. So ek dink dit moet 'n ongelooflike dokter wees om 'n journey mee saam te stap. Hy is. Jy het my 'n bietjie vertel van hom en goed, so ek kan net dink hoe dankbaar is jy vir hierdie dokter wat oor jou pad gekom het, met wie jy 'n pad kon stap. So vertel ons 'n bietjie, waar kom Vito, die naam Vito? Dis so 'n interessante naam. Okay, ons hou van die mafia. Ek droom gewoonlik dat ek 'n assassin is en al daai goed. Maar die naam kom eintlik van my af. Okay. Kom van sy pa af. Oh wow. So sy pa is 'n fan van The Godfather. Nou die Godfather se naam is Vito Corleone. Hy het nog 'n naam. Okay. That's The Godfather. En Vincent sê vir my, toe ons nou uitvind is 'n seentjie. Toe sê hy nou, sy seun se naam gaan Vito wees. Because ek wil my honest. En toe wil hy nog daar allerlei ander name gee. Ek sê vir hom, nee, het gaan nie gebeur nie. Een is genoeg. Een is genoeg. Chanel het die ander naam gegee, Sky. Sky. Ja, so, toe sê ek, Okay. So hy's 'n Godfather fanatic. Ja, ons imagine altyd ons bly in Italië. Dis goed. Dis goed, mens mag drome. Ja, mens mag drome. Jy mag, want mens weet nooit wanneer daai droom waar word nie. En ek meen nie so gaan Janelle nou sy immigreer nou. En jy gaan die geleentheid hê om vir haar te gaan kuier. Oh, for sure. Verstaan, so jy mag droom, né? Sê gou vir my, die ander ding waarna ek nou so sit en dink terwyl jy nou so lekker praat is, ek het eendag 'n oproep van jou gekry. Ek het 'n oproep van jou gekry waar jy jy was teen die grond. Oh, daai oproep. Ja, jy was teen die grond gewees. Ek probeer net dink, ek dink jy was op pad na 'n kliniek toe of jy was net uit die kliniek uit, maar jy het hulp gesoek. Ja, jy het hulp gesoek. Jy het iemand gesoek wat vir jou kan help in die situasie waar jy tans was. Vertel ons van daai oproep. Okay, daar was geen kliniek tyd betrokke nie. Dit was 2021. Ja, was 2021. Ek was aangerand in die week. Dis reg, ja. Yes, ja. was aangerand. So DFW, Drakenstein Farm Watch. Yes. Alle ambulans het uitgekom. Die polisie kon die saak reghanteer. Ek was net een keer te veel. Dit was
hier gebeur het nou weer. You know, en ek vrees vir my lewe en Vincent is op die see, ek is alleen met Vito en ek het letterlik myself toegesluit in die huis. En ek wou nie uitkom nie en die polisie was 'n bietjie koud. Ja. Hulle het die situasie baie verkeerd hanteer. So tussen jou en Ilde het ek die hulp gekry van vroue wat na mekaar luister. Vroue wat empatie het, wat my kon uitpraat en afpraat. Ja. Ilde het vir my die regte hulp ingebring. Sy het gesorg dat DFW inkom. Sy het die hele situasie oor die foon geassess en wat. Jy is die ene wat vir my gesê het, jy moet die man ontmoet. Dis wat jy gedoen het. Jy het gesê, bel hom, praat met hom, en die man het vir my gecounsel die dag op, whichever dag het was, maar hy het my gecounsel op die phone. En hy het my so herinner aan my pa se stem. My pa het so 'n sagte stem. Maar die dag wat ek die man toe gaan ontmoet, toe ek nou uit die huis het kom, oh my word, ek stap Synagogestraat af, by die sinagoge, en ek kyk en ek sê, Here, regtig nou? Moet ek nou regtig met die man gaan praat? Waar is die ander mense? Is die enige mense? Nee, daar is die mense nie. Ek was oorweldig, Ja. want hy's lank. Het was 'n bit intimidating, en ek dink, Charlene, is jy reg in jou kop? Maar anyway, I went in, die hele plek is leeg, as net ek en hy. Ja. Maar die storie daar was, ek en hy het gaan sit saam met my, Rian Peterson, en hy het gaan sit saam met my, plat op die grond. Ja. En hy was distance, en sy vraag was, besides al die ander goed wat hy vraag, en waar hy praat, hy vraag, wil jy hê ek moet jou train? 'n man moet jou train, of wil jy hê 'n vrou moet jou train? En ek sê vir hom, ek nodig 'n man. Want most perpetrators in my lewe was 'n man. And I need to overcome that fear. En hy sê vir my, it's time for fight back therapy. En dis voor ek het myself gaan inboek in 'n kliniek vir 'n tyd vir psychology, vir alles, vir trauma counselling. Vir die eerste keer het ek trauma counselling gekry. Full on. Jo. Full on. En ek het al die specialiste gehad om my vir 7 weke. En dis so wonderlik my familie is. My dogter het vir Vito gevat vir 7 weke. Vir 7 weke het sy na Vito gekyk. En onthou, Lindsay het gesterf op haar verjaarsdag. So sy was nog besig om haar seer te verwerk, en hier's haar ma nie besig om te cope, en Vincent is nie op haar oomblik daar nie. But omdat ons die sterk band het met mekaar, toe kon ons mekaar dra, en toe ek uitkom, en toe, paar jaar later, is ek nou nog in kickboxing. Zeg op my net, hoe oud was jy nou toe sy na Vito moes kyk? 29. 29, en Vito was, hoe oud? 6 jaar terug, 4. 4. Jessie. Dis baie dieselfde as jy, nie? En haar dogter. Jy was 23, waar jy nou jou, Yes. en sy is 29, en sy het na 4-jarige moes omsien. En haar seentjie. En haar seentjie, ja. Ja, so jy is, deur jou terapie, jy is nog steeds by Titans, jy is nog steeds aan die gang by hulle, maar jy het ook nou iets behaal in jou Titans loopbaan. Rectified, Cape Winelands kickboxing. Okay, Cape Winelands kickboxing. It No, will it's- always be Titans in my head. In but, your head. Okay, Cape Winelands kickboxing. Ja. Het jy nou iets behaal? Vertel vir ons, wat beteken daai breinbelt wat jy nou gekry het? Wow. Baie. Toe ek my persbeld kry laas jaar,
toe dedicate ek dit aan my ma. Haar naam is op die belt, want ek het die grading gedoen op die dag wat sy vermoor was. Wow. Ja, so die brain belt is actually dedicated aan Charlene Elliott. So by the way, because jy is die eerste persoon wie ek gebel het. Because it's like, mense vir altyd by mense te sit. En, you know, wanneer mense mekaar dra in gebed, sisterhood, en if you are real. Laat jy maar nou skoon. No, but it's true. It's knowing we can pray for each other, even if we're not close to each other. Knowing as ons elke dag 'n koppie tee drink of dit. Ons kinderie saam, because ons het niks om met ons kinderie. Verseker nie. We've got goals and stuff, and dis wat brain belt beteken. It takes me back to a time when I had nobody, when strangers became my family. Wanneer my eie familie, they never saw my worth. Most of my family het my gebruik. Because ek is die een wat hard werk. Ek is die een wat, ek het sommer 3 stokvelle gehad, ek gebruik ek het, wat ek die geld, kom ek vat vir jou uit, auntie, en die. And I was never appreciated. Tot die dag wat ek 'n lyn trek. Tot die dag wat jy en Ilde, ek sal nooit vergeet, jy en Ilde met die dag met die ambulance en ek word afgepraat en I couldn't phone a family member. Ongelukkig was Vincent op die see, as hy sy nie. En hulle drill jou vir 4 ure. Hulle breek jou aan grading. 4 hours, high intensity. Jy beklei, jy alles, en met die brain belt het 'n championship fight plaasgevind. En ek was nie sy nie bloei geslat in die ring, na die brain belt. Ek weet nie of ek jou die vertel het nie. So dat was een van die prerequisites van die brain belt. En nou is ek officially 'n senpai in kickboxing. Sure. And God willing, next year is ek 'n black belt. And I made a promise, nooit weer gaan iemand die space van my betree nie. En dis hoekom ek Boeliebusters nou doen, en allerlei goed. Ja, ek wil nou ook aan nou kom, maar eerstens baie geluk met jou bruin, maar ek is ongelooflik trots op jou. Dankie. Ek is regtig trots op jou. Ek sal nooit daai oproep vergeet toe jy my gebel het nie. Ek het tussen mense gesit, en ek moes vir 'n oomblik, soos nou, moes ek net myself vind, omdat ek die eerste persoon was vir wie jy dankie gesê het. En dit is regtig, dit is vir my 'n voorreg om vandag hier te kan sit en met jou te praat hieroor en te sien waar jy was in jou lewe, waardeur jy alles gegaan het in jou lewe, tot die ongelooflike vrou wat jy vandag is. Ek meen, as 'n mens jou so sien, sal mens nooit sê jy is deur al hierdie goed in die lewe nie, maar jy het een ongelooflike storie geren, en ek wil vandag vir jou sê, dis min mense wat vandag hierdie storie wat jy het, met my sal kom deel het. Regtig waar, en ek voel regtig bevoorreg dat jy bereid was om jou storie met my te kom deel. Natuurlik het jy nou vir Boeliebusters, die nuwe baba in jou lewe, wat uitgaan na skole te gemeenskappe, vrouens. Ek wil amper sê, alle organisasies wat jou benodig, kan jou benodig. Maar vat ons net so in kort, wat is Boeliebusters? Wat wil julle bereik deur Boeliebusters? Die goal is, baie legs, 'n deel, nie net eintlik net met vroue en kinders nie. Because ek wil dit nie, ek wil mans ook, ons het met mans laas jaar gewerk. Ek het advanced self-defense ook gedoen in die tyd. It's called Truecraft. Okay. So it's a baie military form of self-defense. So dan gekoppel met my skills in kickboxing en self-defense wat ek ook doen. So ek wil nooit 'n vrou of 'n kind moet teëgaan wat
as ek dit kan verhoed, wil ek enigiets kan doen. Dis my grootste goal. 'n Kind, because die minuut jy weet hoe om te fight, raak jy nie so gou 'n victim nie. En as jy 'n fighter is, die regte wy leer om te fight en te protect, jy gaan nie in die pad loop en soos 'n skollie beklei nie. 'n Skollie gaan 'n mes vat en so maak, of hy gaan net beklei, but 'n fighter wat getraind is, jy sal nooit sê die persoon kan beklei nie. As die persoon in die pad loop, dan gee die persoon 'n aura af. En die aura is 'n protection aura. En is 'n warrior code. So ek gaan nie net my skills gebruik nie. En volgens jou gaan dit lyk ek kan niks doen nie. Maar moenie my aanvat nie. Ja. You know, so ek het so 'n groot droom as dit kom by Polybuses. Ek wil in Engels sê mense dit so mooi dat I want to eradicate the ills of society. I want to eradicate every hurt that I can try and do with my team. Okay. That's my prayer and that's my goal. En ek wil tirelessly werk dat 'n kind nie moet voel ek is hulpeloos of 'n vrou of 'n man nie. Sure. Ren, ons is nou aan die einde van ons program. Ek kan nie glo 'n uur is al verby nie. Maar ek wil, as daar enige raad of advies is of 'n boodskap is wat jy vir die mense wil gee vandag, wat sal dit wees? Wow. Nie te veel en niet genoeg. Ek het 'n journal uitgebring, jy het een van my jars. Maar die happy jar. Ek is besig met 'n ander journal. Jar of divine timing. Love, if you live in divine timing, you will feel God's presence. If things are difficult, tough, don't look at the present situation or where you're at. Go outside, staan buite, hou asem, die koue lug van die oggend. Voel hoe koud en lekker is dit. Then open your eyes en kyk hoe kom die son op, of kyk hoe die son sak. En kyk die blare om jou, en kyk na creation. And you will see that you are in heaven. Oh, wow. And you live in divine timing, in divine everything. Because God is not outside of you, He's inside of you. Sure. So no advice, nothing. It's just to say, to learn, because don't go seek God in a building. He is within you. And you need to just listen. Ja. So that's it. Gerien, dankie. Weereens dat jy kom kuier het by Conversations That Matters. Dankie vir die mens wat jy is. Dankie vir dit wat jy daar buite doen. Regtig voor. Ek wens jou net voorspoed toe op jou pad vorentoe met alles wat jy aanpak. Ek weet daar's nuwe projekte wat opkom en ek weet daar's 'n paar interessante goedjies. Ons gaan jou sosiale media dophou vir al die interessante goed wat gaan plaasvind. Maar ek wil vir jou sê, as ek nou 'n boek van jou moes skryf vandag en ek moes hom 'n titel gee, wat die boek se titel sou gewees het, sou dit werklik gewees het van seer tot seën. I love that. Dit is regtig waar wat as ek nou 'n boek van jou lewe kon skryf, sou dit gewees het. Dit is die titel wat ek jou boek se naam sou gegee het. So ek sê vir jou baie dankie dat jy kom kuier het. Ons hou jou op sosiale media's dop. Dankie vir jou, dankie vir alles. Dit is 'n groot plesier. Alles en bly die lig wat jy ook is. Dankie. We are light keepers and light seekers. En ek het nou nog in my breinveld gekry nie. Ons moet nog 'n seremonie hê. Want ek wil dit nou gehad het dat ek jou kan wys, jou naam gaan op die beld. Ag, ek voel regtig waar. Ek voel baie geëerd dat dit
ja, ek het regtig nie eens woorde om vir jou te sê nie, maar ek voel geëerd daaroor. Maar die oomblik as jy jou bruinbelt kry, dan ek is net 'n oproep weg en dan sal ons hom celebrate. Ja. Baie dankie. Hierdie was Dankie. Conversations That Matters met Charlene Elliot en Gerien de Wet.